Nou Galasiërs, dis 'n baie reguit brief. Inteendeel, dit was die skryfstyl van daardie tyd, dat jy 'n inleiding het, en dan het jy danksegging. Julle sal onthou, Paulus sal byvoorbeeld vir die kerk in die Romeine skryf, vir die kerk in Rome skryf, ek dank die Here elke keer as ek aan julle dink, Filippense, Korintiërs, en dit was net maniere in daai tyd. Ek onthou op skool, julle het op skool geleer om 'n brief te skryf, die adres die kant, en vir wie dit is die kant, en daar's 'n spesifieke manier, en so was dit ook in die Bybelse tyd gewees, maar Galasiërs breek daai reëls. Paulus is nie oor hierdie ouens dankbaar nie. Dis die een gemeente vir wie hy skryf, daar's mooi woorde, dat hy sê genade en vrede vir julle, vers 3 tot vers 5, en aan God al die eer, maar dan val hy sommer met die deur in die huis, en dan sê hy in vers 6 vir hulle, ek verwonder my dat julle so gou afvallig word, van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie, behalwe dat daar sommige mense is, wat julle in die war bring, en die evangelie van Christus wil verdraai. Maar al sou ons, of 'n engel uit die hemel, julle 'n evangelie verkondig, in stryd met die, wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Soos ons van tevore gesê het, sê ek nou ook weer, as iemand julle 'n evangelie verkondig, in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom 'n vervloeking wees. Soek ek dan nou die guns van mense, of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Nou, soos ek sê, wat jou so vinnig vang in hierdie brief is, dis 'n baie reguit styl, hy is duidelik baie omgekrap, wanneer hy aan hierdie gemeente dink. Ek wil net iets noem wat vanoggend gebeur het, ek het nogal lekker gelag, ek en oom Louis en oom Fanie sit hier, en oom André kom in, en hy sê, nee, hy bring net die nuwe bottel melk vir die koffie agter, en ek sê, oom, hoekom los jy dit nie? En hy sê, nee, want die mense los die oop is, en maak hulle weer die ander ene oop wat vol is, want jy weet nou nie wat een van die boksies is al oop nie, en oom Louis sê, maar sit net, of oom Louis sê, sit net 'n kennisgewing op, en oom Fanie sit hier en sê, nee. Die Here het vir ons 'n hele boek vol kennisgewings gegee nie. Jy kan sien die mense luister nie na kennisgewings nie. En Galasiërs is ook dit. Daar is ernstige dinge in die Bybel wat vir my en julle geskryf is, en ek en julle moet ag gee op dit. Ek dink as ek die hele Galasiërsbrief kan opsom, gaan ek sê, redding deur geloof alleen, dit wat die kerk hier nog altyd bely. Maar vanoggend, kom ons noem vanoggend, daar is net een evangelie. En ek wil hê dat wanneer ons klaar is vanoggend, moet ek en julle as gemeente verstaan, dat in Parys Baptiste Kerk word daar net een evangelie verkondig. Nou ek en julle gaan nie die evangelie vanoggend definieer nie. Die res van die brief gaan dit doen. Galasiërs gaan ons help met dit, en ek dink is baie belangrik. Ons gaan vanoggend iets sien, so paar kenmerke van 'n vals evangelie, of van 'n sogenaamde ander evangelie. Weet julle wat ontstel jy die meeste van hierdie brief? Dis nie asof dit moslems was, wat ingekom het met heeltemal 'n ander dingetjie nie. Dis nie asof dit boeddhiste was, of ateïste, of enigiets anders nie. Inteendeel, hierdie mense het soos die res van hulle gelyk. Dit het soos Christene gelyk, dit was onder die vaandel van Christendom. As jy vir hierdie ou sê, glo jy in Jesus Christus, as jou enigste verlosser en saligmaker, sal hy vir jou sê, ja. Nou wil ek julle help, ons kan iets daarvan beleef in ons tyd, wanneer die Jehova getuie aan jou deur klop, en jy vra vir 'n gesoute Jehova getuie, glo jy dat Jesus Christus jou enigste verlosser is, gaan hy vir jou sê ja. En as jy vir hom sê, glo jy dat Jesus Christus die enigste weg tot God is, gaan hy ook vir jou sê ja. Maar hulle bring iets by, jy moet nog werke doen saam met dit, maar dit is baie subtiel. En in hierdie gedeelte, kyk byvoorbeeld in hoofstuk 2 vers 4. En dit vanweë die ingesmokkelde valse broeders, wat ingesluip het, om ons vryheid te bespied, wat ons in Christus Jesus het. Blaai so 'n bietjie terug na Handelinge 20 toe. Ek lees nou die aand, 2 weke terug, donderdag aand, lees ek hierdie vir ons kerkraad, met ons kerkraadsvergadering, lees ek dit as die openingsgedeelte, en ek ken die gedeelte goed, ek het al deur Handelinge gepreek, en iets tref my, nou moet julle onthou, ek sit daar, oom Kobus was afwesig, oom Louis sit daar, oom Frans sit daar, oom André sit daar, Gideon was saam gewees, en ek lees vir hulle, onder andere Handelinge 20, vers 30,
Dit gaan eintlik oor ons werk as ouderlinge. Maar vers 30 sê, ja, uit julle self sal daar manne opstaan wat verkeerde dinge praat. Ons mis die gewig van daai gedeelte. Julle moet onthou dat in die Bybelse tyd was ouderlinge 'n baie beskermde am gewees. Hulle het seker gemaak, dit was nie soos vandag, as jy 'n ouderling kies, dan kies jy die gewilde oom of almal hou van hom of iets nie. Hierdie ouens moes voldoen aan die vereistes van 1 Timoteus 3 vers 1 en verder. Hierdie ouens moes integriteit gehad het, en ek kan dit daarom van ons gemeente sê, ek sou graag wou glo, dat ons leierskap, ek en hom Kobus en hom Louis wat die ouderlinge is, dat dit gedoen is op grond van Bybelse beginsels. As ek nou van hom Kobus en hom Louis voor hulle mag skinder, dink ek dat almal wat hulle ken sal weet, hierdie is manne van integriteit. Hierdie is ouens vir wie jy nie hoef bang te wees, as hulle na jou toe kom met die Bybel en iets vir jou verduidelik nie. Hulle is bekwaam, hulle voldoen aan daai vereistes, hulle is man van een vrou, hulle het nie 'n reputasie dat hulle van drank hou nie, hulle doen wat die Here van hulle verwag. En dan sê jy weet, hy sê vir die ouderlinge, uit julle gaan manne opstaan. Nou, dis skokkend. Dit laat amper by jou daai vraag, maar joh, wie sê ek gaan nie in daai struik trap nie. Dis eintlik 'n verskriklike ding wat hy vir hulle sê. So 12 jaar terug, ek was net in Parys, laas naweek was ons eerste Sondag wat ek gepreek het in Parys, 12 jaar terug. So dit was my eintlik 'n baie spesiale naweek. Maar in daai selfde tyd ontmoet ek mense, ek het vir van julle dit daai tyd vertel, want ek het met Hebreërs begin, maar ontmoet ek bejaarde mense, wat 40 jaar lank, die oom sê dit vir my, sê, ons was 40 jaar lank in die kerk, en hy verwys nie net na hierdie gemeente nie, hy verwys na die kerk, ek en julle wat glo in Jesus Christus as die enigste weg en alles, en hy sê, maar nou het ons die waarheid gekry, en hulle het heeltemal weggeswaai na Israel visie toe. Nou die van julle wat iets van die Israel visie weet, sal weet waar dit alles nou ver te kort skiet, en dit was vir my 'n groot skok, dat iemand kan sê 40 jaar lank, en dan draai hulle weg, agter so iets aan. Wat ontstellend was, is dat hulle op daai stadium al reeds 80 jaar oud was. Ek dink die tannie was 81 of 82, en nou draai hulle weg van die gesonde evangelie af. Dis dieselfde mense wat vir my gesê, die oom en 'n vriend van hom, wat vir my sê in my studeerkamer, toe ek vir hulle sê, maar die Bybel sê dit, en hulle hoor ek al Paulus aan, toe sê hulle vir my, ons lees nie Paulus nie, want hy het net mense verwar. Nou onthou julle nou laas Sondag, vers 1, Paulus, 'n apostel, nie vanweë mense of deur 'n mens nie. Paulus verdedig sy apostelskap en sê dat daai woord apostel daar beteken direk gestuurde van God af. So om Paulus te verwerp is om God se woord te verwerp. En Paulus skryf nou in daardie gesag vir hierdie gemeente. En ek sit met 'n vraag, hoe gebeur dit? As ek nou vir julle kyk, ek van die jongste, amper sê ek nou Mike van die jongste, die middeljariges ook, en Jan Hendrik hulle, en ek sien hom Frans, ek sien vir Trevor hulle, vir Piet hulle daar agter, vir hom Louis daar heel agter, vir tannie Martie en tannie Beth. Hoe gebeur dit dat jy so wegdwaal? En wat kan ons doen? Ek het lank terug, ek het die verhaal weer gaan soek. Help my net met 'n Afrikaanse woord, julle wat nou slim is. Daar's 'n Engelse klip, 'n gesteente, 'n edelgesteente met die naam jade. Wat is dit in Afrikaans? Die? Jaspis, dis die woord. Okay. Nou onder die Chinese het die jaspis gesteente nogal 'n klomp waarde. Nie net fisies vir die waarde nie, maar ook geestelike waarde in al hulle godsdienste en alles. En 'n klein Chinese seentjie kom by een van hierdie leermeesters en hy sê, leer my asseblief hoe om 'n jaspissteen uit te ken tussen al die ander valstene. En wat die ouer man toe met hom gedoen het, is elke keer as die seun vir hom kom kuier, dan sê hy vir hom, dan sit hy daai jaspissteen in sy hand en hy hou hom toe. En dan praat hy met hom oor ander goed, oor filosofie en die wind en die weer, en dit hou aan dag na dag na dag. En die seun raak toe later half ongeduldig, want hy sê nie vir hom van die steen nie. Maar hy vertrou die man, die ou het 'n goeie reputasie, en toe op 'n dag, toe stap die seentjie by die man in, en hy sit 'n klip in sy hand. En toe hom so toemaak, toe skree die seentjie, dis nie jaspis nie. En wat gebeur het is, hy was so gewoond aan dit wat waar is, dit wat suiwer is, dat toe iets vals in sy hand gesit word, toe voel hy dadelik die verskil.
En ek dink dis wat ek en julle moet bid. Die evangelie moet so herhaaldelik, so duidelik. Daar's 'n ou haleluja lied, bring my die ou tyding, bring dit vir my dikwels, bring dit vir my duidelik, bring dit vir my tydig en ontydig. Die evangelie moet so oor en oor gepreek word in hierdie kerk, een suiwer evangelie, dat as jy in 'n boek of op TV of op hierdie kansel iets hoor wat vreemd is, dan moet jy uitskree, dis nie die evangelie nie. En kom ons noem hierdie gedeelte dan die een evangelie, en kan ek vir julle kortliks, ek weet julle gaan nou skrik, want ek het altyd 3 punte, maar ek het 7 vanoggend. En moenie worry nie as jy hoenderboutjie sal brand in die oond nie. Ek gaan net kortliks iets oor elkeen van hulle sê, 7 kenmerke om vir ons te help van 'n vals evangelie. Die eerste kenmerk, dit kan baie, weet julle, kyk na vers 6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word. Kyk gou vir my, eerste kenmerk. Jy kan verbasend vinnig afvallig word van die ware evangelie. Dis net so. Dan kan Paulus is geskok, dis jy kan hom amper sien met sy hande in sy hare sit om vir hulle te sê, maar hoe kan dit wees? En hier's 'n kenmerk van vals leerstellings. Jy kan bitter vinnig agter 'n vals leerstelling aangaan. Weet julle, die hele ding in Galasiërs het gegaan oor, hulle het verstaan Christus alleen. En toe kom die Jode, Handelinge 15 vers 1, toe kom die Jode en sê vir hulle, maar nou moet julle nog besny word, anders kan julle nie gered word nie. En ons taal vandag, nou moet jy nog dit doen, en jy moet dit, en jy moet dit, anders kan jy nie gered word nie. Dis asof, in die taal wat Paulus hier gebruik, dis asof jy amper kan sien hoe die Galasiërs daai spierwit kleed aangetrek het, van Jesus Christus se geregtigheid, en hulle is reg. Maar op 'n dag, toe besluit hulle, nee, hierdie is nie vir ons goed genoeg nie, dan trek jy daai spierwit kleed uit, en jy trek jou vuil, kan ek die woord overall oorpak aan, met jou eie werke, en jy dink jy gaan met jou eie werke voor God staan. Dis hoekom Paulus so geskok is, dis die domste ding wat hulle kon doen. Sien julle daai woorde so gou? Help my gou vanoggend, help my met 'n Ou Testament gedeelte, waar jy amper nie kan glo hoe gou hulle iets doms aangevang het nie. Hulle trek uit Egipte uit. Hulle ervaar al die wonderwerke van God. Hulle kom by die berg Sinai. Hulle ontvang die wet van die Here en God sluit 'n verbond met hulle. En terwyl Moses op die berg was, wat maak hulle? Goue kalf. Is dit nie verstommend hoe vinnig mens kan agter iets anders aangaan nie? En hulle aanbid die goue kalf. Galasiërs 3 vers 1. Hy skryf vir hulle, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie, julle voor wie se o Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig. Eerste kenmerk van 'n vals leerstelling is, moenie naïef wees nie. Jy kan baie vinnig agter 'n vals evangelie aangaan. Weet julle van mense het net in die laaste jaar vir my gesê, hulle lees die Bybel en hulle kom kerk toe, maar dan praat hulle met familie en vriende wat dalk bietjie verder is, en dan verwar dit hulle. Dan sê hulle, maar daai mense, ons sien dit nie in die Bybel nie, maar hulle sê, hulle leer dinge wat totaal vreemd is. Dit laat jou met die vraag, en kan ek dit vir julle vra, wat is die evangelie wat jy op hierdie stadium nog volg? Is jy seker dit is die suiwer, die een evangelie? In 5 vers 7, kyk wat sê hy vir hulle 'n bietjie later, ons gaan daarby kom. In 5 vers 7 skryf hy vir hulle, julle het goed geloop. Wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Dit kan wees dat jy hier sit vanoggend, en jy het goed begin. Jy het die evangelie verstaan, jy het goed begin, maar nou jy dalk nie agtergekom het, gebeur so subtiel, so nou net iets wat dit sê, dat jy volg dalk al nou iets anders. Waarop reken jy vir jou redding? Reken jy, dalk het jy toe die Here jou red, toe verstaan jy geloof alleen, Christus alleen, genade alleen. Jy verstaan dat jy niks het om vir die Here te bring nie, maar dalk sit jy vanoggend hier, en jy is al 20, 30 jaar 'n kind van die Here, en nou dink jy, nee, ek is daarom al lank in die kerk. Ek dien die Here daarom al lank, of ek lewe daarom nie so sleg soos die ander mense nie. Dan het jy begin swaai. Dan is jy weg van die een evangelie af, dat dit regtig genade alleen is. So die eerste kenmerk, wees net vanoggend bewus daarvan,
dat 'n kenmerk van 'n valse evangelie is, jy kan baie vinnig in dit val. Tweede kenmerk, en dis nie eenvoudig, maar ek gaan 'n sinnetjie oor elkeen sê. Tweede kenmerk, dit lei jou weg van God af. Kyk wat sê vers 6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom. Dit verwys na God daar. Weet julle, om 'n ander evangelie te volg is om weg te draai. Meeste mense, nie meeste nie, alle mense wat 'n ander evangelie volg as wat die apostels verkondig het, sal vir jou sê, maar ons doen dit om nader aan God te wees. Ons doen dit om ons verhouding met die Here te verskerp. Mense sal dinge sê soos, ek glo in Jesus, maar ek stel nie in die Bybel belang nie. Of ek glo in Christus as my verlosser, maar die kerk is nie vir my nie. Ek glo in Jesus, maar ek glo nie daar's 'n hel nie. Paulus sê om 'n ander evangelie te volg is om weg van God af te gaan. Dit help jou nie. Mense wat sulke dinge glo, draai weg van die gesonde evangelie af en draai weg van God af. Daar kan ek die kinders vra, kan ek 'n strikvraag vra vanoggend? 3 seuns wat 13 jaar oud is, hulle is ewe oud alles. Kyk, wie is die vinnigste om 100 meter te hardloop? Die een seun hardloop om in 12 sekondes, die een hardloop om in 11 sekondes, en die ander een hardloop om in 10 sekondes. Wie het gewen? Maar as ek nou vir julle moet sê, nee, die een wat 11 sekondes hardloop het gewen, wat's fout? Weet julle wat het ek nie vir julle gesê nie? Julle weet mos nou hoe werk 100 meter hardloop. Jy staan hier op die lyn, dan trek hy skoot af, dan hardloop jy na die wenstreep toe, nê? Maar die ouetjie wat om in 10 sekondes hardloop, hy hardloop toe aan die ander kant toe. Hy het nie die wedloop klaar gemaak nie. Hy was dalk die vinnigste, maar hy het sy eie rigting ingeslaan. En Paulus sê, as jy 'n vals evangelie glo, beweeg jy in die verkeerde rigting, dit vat vir jou weg van God af. Dit is iets wat gevaarlik is vir jou. Derde kenmerk, so net eenvoudig, 'n vals evangelie vat jou altyd weg van God af, al glo jy, dit bring jou nader aan God. Dis nie presies wat die Bybel sê nie, hoor vir my, dit vat vir jou weg van God af. Derde kenmerk, dit lei jou weg van genade af, vers 6. Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het. Onthou, die mense wat na die Galasiërs toe gekom het, het vir hulle gesê, julle moet in Jesus glo, maar julle moet nou al hierdie werke ook doen. En ewe skielik tel genade nou nie meer nie. Weet julle wat is baie ontstellend in Galasiërs? Kyk, gaan in hoofstuk 5. In hoofstuk 5 vers 4. As jy 'n ander evangelie aanhang, hoor gou hier. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, stop gou daar, ons sal daarby kom. Maar as jy vir 'n oomblik hier sit en dink, ek het 'n bietjie meer guns by die Here, omdat ek so toegewyd is. Hoor wat sê hy? Julle is losgemaak van Christus, julle het van die genade verval. Weet jy wat sê Paulus, en ons gaan daarby kom? As jy net 'n klein bietjie reken op jou toegewyde lewe wat beter as iemand anders in lyk, dan is Christus vir jou van geen nut nie, en jy sal staan vir jouself voor God, met jou hele lewe. So, 'n derde kenmerk is, dit lei jou weg van genade af. Dan is dit nie meer genade nie, dan is dit jou werke. David Platt skryf, om terug te gaan en weer toegewyd te probeer lewe om God se guns te wen, is soos om op 'n, julle weet hierdie hardloopmasjiene, hierdie treadmills by die gym. Ek hardloop nie op daai goed nie, ek het al vir julle gesê, ek hardloop net as iets groter as ek my jaag, ek sal eerder fietsry. Maar hy sê, dis soos om op daai ding te hardloop, en jy's moeg gesweet, en jy kan nie meer nie, en dan sê, dan kyk jy, dan is jy nog presies op dieselfde plek. Jy kan nie 'n sentimeter nader aan God beweeg, deur jou eie toewyding. Dis Christus alleen. So kom ek vra die vraag, dink jy gaan gered word, omdat jy beter is as ander mense? Dink jy vir 'n oomblik jy gaan gered word, omdat jy kerk toe gaan? Kerk toe gaan is belangrik, maar dink jy gaan op grond van dit gered word? Dink jy gaan gered word, omdat jy so baie Bybel lees, of bid, of selfs sendingwerk doen? Of verstaan jy dat dit genade alleen is? Die vierde kenmerk. 'n ander evangelie is nie 'n evangelie nie. Dis asof Paulus homself regstel, vers 7. Hy sê aan die einde van vers 6, na 'n ander evangelie toe vers 7, terwyl daar geen ander is nie.
behalwe dat daar sommige mense is wat in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Wat beteken die woord evangelie? Die goeie nuus, die goeie boodskap. Nog 'n kenmerk van 'n valse evangelie is dat dit nie goeie nuus is nie. Dis hoe jy dit kan uitken. Nou, daar is nie goeie nuus daarin nie. Wanneer jy van die suiwer evangelie wegdraai, draai jy na niks toe nie. Help my gou vanoggend. Ek weet hoe ons is. Ons wil graag iets vir die Here doen, dat die Here iets vir ons kan doen. Noem vir my een ding vanoggend wat jy kan doen sodat die Here vir jou iets moet doen. Net een. So gestel nou, ons predikante en die ouderlinge in hierdie gemeente, ons verander die evangelie en ons begin vir julle leer, jy moet so toegewyd lewe, dat God volkome gelukkig is met jou op jou eie. Is dit goeie nuus? Ja, dis hoekom Paulus vir hulle sê, daar is nie 'n ander evangelie, daar is nie nog goeie nuus nie. Al die ander, enige ander godsdiens word daaraan geken, dat jy iets moet doen om jou redding te verdien, en ek en julle weet, ons staan klaar skuldig. Oom Louis dit eendag mooi verduidelik, ek kan nie onthou of dit 'n oggend of 'n aanddiens was nie, maar toe maak hy die stelling, en dit het my gehelp, hy sê, selfs al sou jy nou begin reg lewe, is jy nog steeds skuldig vir dit alles wat jy verkeerd gemaak het. Dit wat reg is, maak nie op vir dit wat verkeerd is nie, want dit wat reg is, moet jy in elk geval doen. So dit is nie 'n ander evangelie, as iemand vir jou sê, maar jy moet net meer dit of meer dat, en dan sal jy gered word nie. Dis slegte nuus, dis alles behalwe goeie nuus. Baie mense glo vandag, solank ons almal maar net glo, soos wat ons glo, dit is oukei. Dit is nie. Daar's net een boodskap wat regtig goeie nuus is. Ek en julle kan nie kies hoe ons wil glo nie. Daar's net een weg. Daar's net een evangelie. 5de kenmerk. 'n Kenmerk van 'n vals leerstelling is dat dit mense verwar deur die evangelie te verdraai. Vers 7. Behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai. Weet julle wat het my die meeste getref met mense wat worstel met iets wat vals is? Hulle sal altyd kom en sê, daardie ou op die TV of daardie ou in daardie boek of daai ou sê dit en nou is ek verward. Maar wanneer jy hulle na die Bybel toe vat, dan kan hulle sê, maar dis waar ek nou verward is. Die Bybel sê een ding, daai ou sê 'n ander ding, en nou is jy verward. Solank ons by die Bybel bly, is daar geen verwarring nie. Maar as jy daai goed wil aanhaal, een van die kenmerke is, jy gaan verward wees. Weet julle, dis skokkend dat 'n predikant in Amerika 'n studie doen in sy kerk. Hy was self geskok. Hy is deel van 'n gemeente waar die mense in die kerk groot geword het. En 78% van sy lidmate glo dat jy buite Jesus Christus ook gered kan word. 78% van sy lidmate. Ek hoop as ons daai toets hier doen, dat dit nie daar naby sal wees nie. Maar dis skokkend. Blaai gaan na Handelinge 15 toe. Kyk wat het hulle toe gedoen, die apostels. Kyk, Handelinge is mos nou die kerkgeskiedenis, die boek wat gaan oor die kerk se ontstaan in die geskiedenis. En in Handelinge 15 vers 1 is die vers wat sê, en sekere persone wat van Judea afgekom het, die broeders geleer, as julle nie besny word volgens die gebruik van Moses nie, kan julle nie gered word nie. Gaan so af na vers 11 toe. Maar ons glo, toe het hulle ons nou vergadering gehou. Ek sê, wat gaan ons nou met die ouens maak wat nie besny is nie? Vers 11. Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word, op dieselfde manier as hulle ook. Daar is soveel in daai vers in, dat die Jode, dat die raad in Jerusalem, wat almal Jode was en almal besny was, sê dat hulle nie eens meer op hulle eie besnydenis reken nie. Dis genade alleen. Gaan so af na vers 24 toe. Hoor hoe mooi is die brief wat hulle vir hulle skryf. Aangesien ons gehoor het, dat sommige wat van ons uitgegaan het, aan wie ons geen opdrag gegee het nie, julle met woorde ontstel en julle gemoedere verontrus deur te sê dat julle besny moet word en die wet moet onderhou, het ons eenparig besluit om manne te kies en toe bring hulle weer die suiwer evangelie. Weet hulle, 'n kenmerk van 'n vals evangelie of van 'n ander evangelie is dat dit mense verwar. Kom net terug na die skrif toe, is die oplossing. Weet julle hoe sien ons dit in ons tyd? Unisa
Pretoria Universiteit, heel waarskynlik die ander ook, maar dis nou 2 wat ek definitief van weet. Jong manne wat in die kerk groot word. En dan as hulle klaar is met matriek, dan gaan studeer hulle teologie aan een van die meer liberale universiteite. Binne 'n jaar, weet daai student nie meer of Jesus Christus regtig uit die dood uit opgestaan het. Hy weet nie meer of daar regtig 'n maagdelike geboorte is nie. Dit is skokkend. En dis nie die uitsondering nie. Dis die reël. 'n Predikant bel my in die week uit die Kaap uit en sê, Jannie, ek het nou 'n geval waar iemand in my gemeente, iemand het vir hom al sy studies betaal in teologie om by Unisa te gaan swat. Toe vra hy, wat sal ek doen? Toe sê hy, wel, wat dit moeilik maak is iemand het klaar vir dit betaal, maar ek sal vra, kan hy nie iets anders daar gaan swat nie, maar nie teologie nie. Ouens wat groot geword het in die kerk, wat weet dat Jesus Christus het opgestaan, wat weet van die maagdelike geboorte, 'n jaar nadat hulle studeer, as hulle so verward. Blaai na 1 Korintiërs 15 toe. Paulus skryf juis oor die opstanding in 1 Korintiërs 15, net die eerste 3 verse. Broeders, ek maak julle die evangelie bekend, wat ek aan julle verkondig het, wat julle ook aangeneem het. Sien julle dieselfde as Galasiërs, dieselfde evangelie, wat julle ook aangeneem het, waarin julle ook staan, waardeur julle ook gered word, hoor nou mooi, as julle daaraan vashou, op die wyse waarop ek dit aan julle verkondig het, of julle moet te vergeefs geglo het. As jy wegdraai van dit af, is jou redding daarmee heen, dan kan jy nie sê jy's gered nie. En dit is 'n onderwerp van ander tyd. Teken nie as 'n ware gelowige wat sy redding verloor nie. Hier is 'n ernstige vermaning, vers 3. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. Jy is verward as jy nie meer glo Jesus Christus het liggaamlik opgestaan nie. Jy is verward oor die evangelie as jy sê dit maak nie saak of dit 'n maagdelike geboorte was nie. Dit maak saak. Maar 'n kenmerk van 'n vals evangelie is dit verwar mense weg van die skrif af. Daai woord draai in Galasiërs 1 vers 7. En die evangelie van Christus te wil verdraai. Ewe skielik is Jesus nie meer wie die Bybel sê hy is nie. Ewe skielik is ek en jy nie so totaal verlore as wat die Bybel sê ons is nie. Ewe skielik is sonde nie wat die Bybel sê dit is nie. Alles word verdraai om anders te wees, om meer by my en jou te pas. Die 6de kenmerk. 'n Vals evangelie lei na vervloeking. Maak nie saak wie dit verkondig nie. Vers 8 en 9. Maar al sou ons, die apostels, of 'n engel uit die hemel julle 'n ander evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Ek en julle moes eintlik net vir 'n minuut stil staan en net die gewig van hierdie vers sê. Ek en baie mense sê, ja, maar die kerk sê dit, daai kerk sê dit en al daai goed. Hierdie Paulus maak dit so sterk. Al sou Paulus of Petrus of Johannes op hierdie kansel iets sê wat nie in lyn is met die Bybel nie. Of al sou daai bonatuurlike gebeur en 'n engel sal van die kansel af iets preek wat teenstrydig is met die Bybel, laat hom 'n vervloeking wees. Ek en julle voel nie die gewig nie. Ons sal geneig wees om te sê, ja nie, ons hoor dis wat die Bybel sê, maar Paulus het nou vir ons iets anders kom sê. Want ons gaan aan die kant van Paulus of die engel kies. Bo dit wat die Bybel sê. Baie mense sê, ek weet wat die Bybel sê, maar die Heilige Gees het vir my gesê. Dis van die gevaarlikste woorde, want die Bybel is die Heilige Gees se woord. En hy's nie in homself verdeel nie. So ek was, daai wat ek vir julle sê van die mense 12 jaar terug, weet julle hoe ek hulle ontmoet? Baie van julle sal dit onthou, want ek het dit daai tyd vir julle vertel. Ek en oom Kobus en oom Stan was nog hier gewees, oom Stan Schrouder. Ons het meel bymekaar gemaak, meelsakke wat toe gevat is vir mense wat behoeftig is in so groot lorry, en met die is daar 'n foto van oom Kobus en oom Stan en ons in die Parys Gazette, met my telefoonnommer as die predikant van die gemeente. Daar was nog nie WhatsApps of iets nie. Nie lank nie kry ek 'n SMS. Jou blinde leier van blindes. Julle hou op die Sondagkerk en nie op die Sabbat nie. En 'n klomp sulke dinge. Ek stuur toe net in alle ordentlikheid. Ek vra, wie is die? Want dan kan ek mos nou reageer. En die persoon antwoord my, wie weet, miskien 'n engel.
ek neem aan dis 'n jong persoon. Een van die foute aan my kant. Ek neem aan dis 'n jong persoon want wie anders is so strydlustig. En ek stuur toe vir daai persoon terug. Vers 8. Maar dan sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n ander evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Kom die boodskap terug. Dis 'n tannie van julle het haar geken wat lank in hierdie gemeente is. Dis 'n tannie wat 81 jaar oud was. Ek stuur toe vir haar terug, tannie, ek het nie besef as iemand ouer as ek nie. Ek sê ek bly by wat Galasiërs sê, gaan nie daarvoor om verskoning vra nie. Maar ek sê toe vir haar, ek sou dit in 'n ander gesindheid gedoen het as ek weet is iemand soveel ouer as ek. Maar dit was vir my skokkend. Dat iemand wat op daardie ouderdom wegdraai van dit wat die evangelie self sê. Christus alleen, nie werke nie. Toe vind ek uit, dis hulle wat glad nie Paulus se briewe lees nie, dis hulle wat glo net een nasie kan gered word. Hulle spandeer al hulle tyd, ek ont later met haar man en sy vriend ontmoet, daai tyd, hulle spandeer al hulle tyd, om te probeer vasstel uit watter een van die 12 stamme van Israel hulle uitkom. Toe ek vir hulle sê, hulle kom nie uit een van die 12 stamme van Israel uit nie, toe is hulle baie, baie kwaad vir my. Maar Paulus skryf vir Timoteus, moenie julle besig hou met geslagsregisters en fabels en al daai dinge nie. Dis Christus alleen. Jannie, is hierdie so erg? Ja, dit is so ernstig, wanneer jy net 'n bietjie afwyk. Wanneer jy net bietjie agter iets anders gaan. Paulus kom en hy sê, selfs die engele, of enigiemand wat so iets doen, is 'n vervloeking. Dit beteken, jy is nie meer onder die genade van God nie, jy is onder die vloek van God. Totale verdorwenheid. 7de kenmerk en dan is ons klaar. 'n kenmerk van 'n valse evangelie is dit soek die guns van mense. Vers 10. Soek ek dan nou die guns van mense of van God? Of probeer ek om mense te behaag? As ek nog mense behaag, dan sou ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. 'n kenmerk van 'n ander evangelie of mense met 'n valse evangelie is, dit gaan altyd oor hulle self en nie oor God nie. Dis 'n kenmerk. Maar ek wil julle net gou met iets help vanoggend wat ons verkeerd kan verstaan. Die les in vers 10 is nie dat jy moet die evangelie so verkondig dat almal vir jou vies is nie. Dis nie die les nie. Die les is nie, wees nou so reguit en so ongeskik. En as mense dan teen jou is, dan sê nee, ek behaag nie mense nie, ek behaag net God. Net vir interessantheid, kyk gaan 1 Korintiërs 10. Selfde Paulus wat sê hy behaag nie mense nie, in 1 Korintiërs 10 vers 31 tot 33 sê hy, of julle dan eet of drink of enigiets doen alles tot verheerliking van God. Hoor nou wat sê hy? Wie is geen oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie, net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie. Daar is 'n mate, Romeine sê dit ook, waarin ons mekaar behaag. Maar jy geniet nie die guns van mense bo die guns van God nie. Jy weet julle waarvan praat hy in Galasiërs? Hy kom nie met iets wat jou ore gaan streel sodat mense van jou kan hou en jy verblind hulle vir dit wat God eintlik sê nie. Dit weerhou jy van hulle. Predikante wat ek was al op 2 geleenthede waar ek hoor predikante die woorde sê. Ons het mense het so verander en tye het so verander dat ons wil nie meer die woord sonde in ons preke gebruik nie, want mense kry net seer deur dit en hulle kry klaar swaar genoeg. Dis om mense te behaag. Want as ek en julle verstaan hoe ons sonde is, verstaan ons hoe groot ons verlosser is. Uitgekom vir sondaars, nie vir mense wat net swaar kry nie. Christus, dis die hart van die evangelie, uitgekom om sondaars te red, noem dit wat dit is, dan kan ons Christus sien vir wie hy is. So wees net eerlik oor dit. Nog iets, dis die mense wat hierdie massas mense trek, groot kerke. Maar weet julle, iets is nie reg omdat die grootste meerderheid dit volg nie. Dis nie altyd waar nie. Baie mense sê ja, maar almal volg dit. Kyk hoe groot is so en so se kerk, 30,000 mense. As dit nie in lyn is met die Bybel nie, behaag hy mense en nie God nie. So eenvoudig soos dit. Mense sal dinge sê soos, ons hou van daardie predikant of pastoor, want hy praat nooit oor geld, of nooit oor sonde, of nooit oor dit, of nooit oor dat nie. Paulus skryf vir daai selfde gemeente in Handelinge 20, vir die gemeente in Efese, ek het my voorgeneem om die hele raad van God aan julle te verkondig. Ek dink hier is 'n les vir die ouens wat staan en preek. Ons moenie ongeskik wees en kyk hoeveel mense jy nou kan ontstel nie. Dit baie keer lyk dit asof predikante dit nogal wil doen.
En dan het hulle reputasie, hulle is reguit. Jy kan reguit wees, maar jy kan reguit ongeskoppeld wees. Maar ek dink ons moet in ons lewe in 'n tyd waar ons moet opstaan vir wat die evangelie is. Ek het al baie vir julle gesê, veral in die laaste 2 jaar. Ons moet die lyne duidelik trek tussen wat God se wil is en wat wêrelds is. Dit moenie meer grys wees nie. Ons moet dit duidelik trek. Ons moet God behaag. Kom ek sluit af met 'n staaltjie van Athanasius. Ek het Woensdag aan vinnig na hom verwys en julle ruk terug ook. Hy was 'n kerkleier en op 'n stadium in 352 na Christus. Hulle het dit vir hom bitter swaar gemaak. Hulle het sy goed beroof. Hulle het alles gedoen wat hulle kan om dit vir hom moeilik te maak. En op 'n stadium, toe sê die mense vir hom, Athanasius, die hele wêreld is teen jou. Toe staan Athanasius op, toe sê hy, wel, dan is ek teen die hele wêreld. Mag dit in hierdie kerk so wees, dat as daar ooit 'n vals evangelie gepreek word, dat dit vir jou vreemd sal voel, dat jy sal uitroep, maar hierdie is nie die evangelie. En mag die Here ons help om die suiwer evangelie alleen te preek. Kom ons sluit ons oop. Ons Vader wat in die hemel is, ons bely dit waarvoor ander mense ook bang is, dat ons hoor soveel verskillende opinies en ons luister na soveel verskillende preke. Ons besef die gewig van hierdie gedeelte, dat om 'n vals evangelie aan te hang is om weg te draai van God af. En ons bid dat U ons sal help, mag dit nooit van enige iemand in hierdie gemeente of van enige kerk in hierdie dorp gesê word wat Christus in die woord liefhet, dat hulle wegdraai agter 'n ander evangelie aan nie. Gee ons die vrymoedigheid, soos die manne in Handelinge 4 gebid het, om met groot vrymoedigheid die waarheid te preek. En help van die jongste in hierdie kerk tot by die oudste persoon, dat ons nie agter ander dinge sal aangaan nie, maar dat dit vir ons duidelik vreemd sal wees, en dat ons sal weggaan van dit af. Bewaar ons, Here, vir die eer van U naam. Amen.